Ons is besig om dieper in die teenwoordigheid van die Here in te beweeg. En vanmôre die vraag is, wil jy meer van God hê? Dit is maklik om die vraag te vra, wil jy meer van God hê? Maar weet jy, en almal sal in hierdie plek sê, yes, ek wil meer van God hê. Maar weet jy, wat sê jy as jy sê, ja, ek wil meer van God hê? Weet jy dat daar is 'n verantwoordelikheid wanneer jy dit sê, ja, ek wil meer van God hê? Want meer van God beteken nie om meer bijeenkomste by te woon en meer aktief betrokke te wees. Dis nie wat dit beteken nie. Meer van God beteken ek moet meer tyd maak vir hom. Ek moet hom eerste stel. As ek my oë oopmaak, gaan ek nie gryp na my selfoon toe nie. Ek gryp eerste na hom. En ons is geneig, ons moderne Christen, ons moderne kerksmens, is geneig om eerste, wat het gebeur deur die aand? Wat se WhatsApp het ingekom? Wat is nou op Facebook? Ons is geneig om eerste. Maar kerk, ons gaan getoets word hierdie jaar. As ons sê, ons wil meer van God hê, gaan ons getoets word, om werklik te kan sê, Here, as u genuine, as ek meer van u in my lewe wil hê, gaan u eerste wees in alles. Ek gaan u eerste stel, wanneer ek my oë oopmaak. Ek gaan die eerste stel, in die eerste dag van die week, dis Sondag. Dis ons eerste dag van die week, Sondag. Ons stel u eerste, by die eerste maand van die jaar. Dis Januarie. En dis ook om, ons stel die eerste ook met ons finansies, ons eersteling van ons vrug. Dis behoort aan die Here. Dis die Here sinne. Dis nie joune nie, dis die Here sinne. So die Here gaan ons toets. As ons sê, Here, ons wil meer van u hê, gaan die Here ons toets om regtig te kyk, is hy eerste in jou lewe? Is hy daai ene wat genuine nommer 1 in jou lewe is? Daarom hierdie skrifgedeelte, en dit het my getref toe ek het lees, Johannes 14:23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Jy sal gehoorsaam wees teenoor my woord. En my Vader sal hom lief hê, en nou kyk nou mooi, en ons, Vader, Seun en Heilige Gees, sal na hom toe kom en by hom woning maak. Die Here sê nie in hierdie skrifgedeelte, ek is tevrede om jou net nou en dan te besoek nie. Ek is nie tevrede om jou net op Sondag hier te kom kry nie. Ek wil kom woning maak in jou lewe, elke dag. Eersteling van jou lewe. Eerst in jou lewe. Amen. Hoe gebeur dit om meer van die Here in my lewe te hê? Ons moet honger word vir die Here. Kerk, en ek vra jou baie mooi. Daar's baie goed in hierdie lewe wat ons vir honger kan kry. Honger na mag, honger na aansien, honger na 'n mooi reis, honger na geld, honger na bevordering, honger na gesondheid, honger na, noem het, daar's baie goed is om vir honger te kry. Maar ek dink die belangrikste is, dat ek en jy moet begin honger word vir die Here. Amen. Daarom sê die woord van die Here, in Matteus 5:6, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. En ek sê, o Here, maak ons honger. Ons wil honger en dors meer van u in ons lewe, meer as ooit van tevore. Here, as honger dan die groot toegangspunt is. Dit is die volgende punt is, honger is die toegangspunt, honger is die deur. Hoe meer jy honger is vir die Here, hoe meer sal jy sy teenwoordigheid beleef. Hoe meer sal hy jou versadig. Amen. En daarom, die skrifgedeelte Psalm 63:2 sê, o God, u is my God, u soek ek, my siel dors na u, my vlees smag na u, in dor en uitgedroogde land sonder water, ek smag na u. Was jy al so dors gewees, dat alles wat jy dink net, as ek net kan water kry, as ek net water kan kry. Jy dink nie aan, hoe ver is die pad nog, hoe lang is dit nog, jy dink net, as ek net water kan kry. Het jy al water gedrink, dan is dit so lekker ijskoud, en jy is so dors, en is so warm, en vat jy die water, dan drink jy. Dit het al vele male gebeur, spontane dankbaarheid teenoor die Here. Here, dankie vir die water, dankie. So moet
ek en jy smag na die Here. Ons moet honger en dors na hom. Daarom skryf alweer Tozer die volgende, hy sê, the man who has God for his treasure has all things in one. Dis mooi, né? The man who has God for his treasure has all things in one. Die beste wat jy in jou lewe kan kry is, raak honger vir die Here. Sê, Here, ek soek dieptes. Diepte roep na diepte. Psalm 42 vers 8 sê, deep calleth unto deep. God trek jou. En hoe trek hy jou? Dis daai hongerte wat in jou binneste sit, om te sê, Here, ek gaan hierdie vlakwaters los. Ek wil nie meer hierdie vlak godsdienst sê nie. Ek wil nie hê dat ons bijeenkomste, hierdie bijeenkomste waar ons koöperatief saamkom, dat het moet vlak wees nie. Ons moet diepte beleef in die Here. Dis kom, toe dit met oom Daan gebeur, middernagdiens, toe die gees van die Here vir my sê, is dit wat jy wil hê? Soek jy dit, dat ek myself kom demonstreer in jou midde. En dit vat ek, dis 'n challenge. Kerk van die Here, baie kerke in hierdie lewe sê, Here, laat ons net gemaklik wees. Dit moet net rustig wees. Here, dit moet net die normale wees. Ek moet die ding kan beheer. Dit sê vir my, as jy die ding kan beheer, beteken dit is vlakwater. Want jy het die besluit, jy het die keuse, ek stap in die water, of ek stap uit die water uit. Ek sê nee, Here, vat Shalom Montana, vat elke Shalom campus, vat die PPK na 'n plek toe. Here, gryp ons met u gees en trek ons in die dieptes waar jy nie meer kan staan nie, waar jy nie dit meer kan beheer nie, waar jy nie meer jou planne, jou idees, jou ervarings op die situasie kan afdruk nie, maar al wat jy kan doen is net, Here, ek het my oorgegee, ek vertrou nou u volkome in hierdie situasie. En dit gebeur sondig vir sondig, voordat ek hier opstap op hierdie verhoog, is my vertroue onwankelbaar op die Here gerig. Want ek sê, Here, u weet, ek het nie die vermoë om hierdie preek te bring nie. Ek het nie die vermoë om hierdie mense te lei in die teenwoordigheid van die Here nie. Ek het nie die vermoë nie, Here. Ek is afhanklik van die Heilige Gees. Ek is so afhanklik. Toe daar daai commotion plaasvind daar by oom Daan, toe is daar 'n kalmte wat oor my kom. Want die Here het my gesê, jy soek mos dit. Ek sê, ja, Here. Jy soek hierdie diep waters. Ek sê, ja, Here. Hy sê, laat my beweeg. Laat my jou gebruik nou as instrument. Kerk, is jy gereed vir dit? Wil jy meer van God hê? Soek jy sy wonders en tekens? Soek jy sy nabyheid? Soek jy daai tasbare teenwoordigheid van die Here, dat jy voel dat jy wil nie eers jou oë oopmaak nie, want jy het so 'n heilige vrees van die Here is so tasbaar in hierdie plek, dat jy amper nie eers jou oë wil oopmaak nie. Kan dit gebeur, kerk, of is ek besig met 'n sprokiesverhaal hier? Dis 'n werklikheid. Kerk, dis 'n werklikheid. As die gees van die Here vanmôre vir hierdie kerk sê, ek gaan in julle midde beweeg, soos wat julle nog nooit in julle lewe beleef het nie, sê ek, o Here, bring dit, maar bring 'n hongerte en 'n dors na ons, dat ons nie die eerste beweging van God se gees beginne ongemaklik voel, en sê, nee, o Here, nee, ek weet nie wat nou besig om te gebeur nie, ons is nie meer in beheer nie, Here, iets is nie reg nie, Here, en asseblief, om Vadersnaam, gemeente, moet my nie na die diens corner en sê, ek verstaan nie wat nou gebeur nie, hier wees wanorde gewees vanmôre, dis nie lekker wat besig om nou te gebeur nie, kan ons nie weer die ou dinge terugkry nie, dan gaan ek vir jou reguit in jou gesig sê, belou nie man, ek bid vir 20 jaar in hierdie kerk, vir 'n beweging van God se gees, dat ek nie meer in beheer is nie, maar dat hy in beheer is van hierdie diens. En ek het die reg om dit te sê, ander pastore het nie die reg om dit te sê, wat ek nou sê nie, maar ek het die reg om dit te sê, as dit jou nie geval nie, dan gaan soek daai gemeente, want die is kosbare gemeentes reg rondom, is fantastische gemeentes, en hierdie kerk sal nooit afpraat op gemeentes nie, inteendeel, ons bless elke gemeente, want dit is God se gemeente, dan sê ek, gaan kry daardie gemeente, wat jy voel, ek is gemaklik en ek is thuis, maar die Here gaan hierdie kerk vat,
na die dieptes toe, wat ek en jy nooit ooit ingewoond was nie. En ek praat met myself ook vanmôre, Legrandsie, al jou ervaring, al die jare wat jy in voltydsbediening is, al daai goeders gaan niks stel van dit wat ek nou gaan doen in julle midde nie. Jy gaan nie daaraan gewoond wees nie, jy gaan nie kan praat van ervaring nie, want dit gaan nuut wees, dit gaan vars wees, en dit gaan bo-natuurlik wees, en dit gaan alles uit die woord van die Here tevoorskyn kom. Het jy al gesien, daar is bo-natuurlike goed in hierdie Bybel, wat ek en jy nog nooit in ons lewe beleef het nie. Nou sê die Here, dinge wat ons nooit beleef het nie, sal ons deel wees. Sê amen! Halleluja! Honger, die tweede punt is, beskerm jou honger. Weet jy dat daar's verskillende dinge in hierdie lewe wat jou honger wil laat afneem. Allerhande distractions, allerhande goeders, multimedia, al die goedjies, is daai goedjies wat maak dat jou honger allerhande minder word. Dis kitskos daai. Daai goed is amper soos hierdie 2 minutes noodles. So, vir oomblik voel jy alright, maar nee, nou is jy weer honger. Maar die Here is blywende versadiging vir hy honger. Hy maak jou gelukkig. Het jy al lekker geëet? Lekker geëet. Ek praat nie van 2 minute noodles nie. Dis nie lekker eet nie. Jy probeer hierdie dingetjie tussen jou ore sê jy eet lekker. Jy eet nie lekker nie. Nou verstaan ek, dit is studentekos. Nee, 2 minute noodles is baie goedkoop, maar dit is nie goed vir jou liggaam nie. Dit is nie goed vir jou liggaam. Hey, boere, rysvleis en aardappels, lekker beestert en gebraaide hoender. Hey, daai is lekker kos. En dan moet jou vrou nog kom en sy sit saaggoedpudding ook nog by. Ag, die Here weer. As jy daar opstaan, dan voel jy, het nou lekker geëet. Dis wat die Here wil hê moet gebeur in die kerk. Ons moet lekker eet. Nie 2 minute noodles nie vir hierdie kerk nie. Rys, vleis en aardappels sal hierdie kerk se deel wees. Amen. Beskerm jou honger. Daarom dan, terwyl ons groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons dan ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Kom ons lê daai goeders af. Kom ons lê daai goeders af wat ons honger vir die Here vernietig. Kom ons lê daai goed af. Daarom van John Piper, hy sê, one of the great uses of adversity is to expose the things that keep us from God. En die Here gaan dit doen. Die Here gaan wys. Is ek regtig nommer 1 in jou lewe? Is ek regtig belangrik in jou lewe? En dinge gaan met ons gebeur. En wanneer daai goeders gaan gebeur, gaan die eerste ding waarna toe jy roep, wanneer jy vra, wanneer jy uitreik, is daai ding wat jou God is in jou lewe. Maar ons na die Here toe roep en sê net, Here, U kan my uit hierdie situasie uithaal, dan gaan hy dit doen. Die derde ding is, honger word uitgedruk deur prioriteit en ruimte. Wat is nommer 1 in jou lewe? Wat is eerste in jou lewe? Wat is die belangrikste in jou lewe? Daarom sê die woord van die Here, Psalm 27 vers 4, daar sê, een ding het ek van die Here begeer. Oh, Shalom Montana, mag dit ons begeerte wees. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Een ding. Beteken dit dat ek nou met heeltyd in hierdie Shalom kerk moet bly? Nee, dit beteken die teenwoordigheid van die huis van die Here. Die huis van die Here beteken die teenwoordigheid van die Here. Die huis van die Here kan binne in jou binnekamer wees. Die huis van die Here is hier. Die Here is hier. Sy teenwoordigheid is hier. Sy nabyheid, ek voel dit, hy is hier. Huis van die Here. Amen. Daarom sê Brother Lawrence, we must make our hearts a chapel where we can retire at all times. Die Here wil kom huisvesting by ons lewe kry.
Hy wil kom woning maak aan jou hart. Hy wil nommer 1 wees van jou hart. Hy wil homself manifesteer in jou lewe, meer as ooit tevore. Honger word uitgedruk deur prioriteite en ruimte. Waarvoor is jy honger? God se Gees, net vir 'n oomblik, maak gou jou oë toe. Sê Heilige Gees, wys my, waarvoor is ek honger in hierdie lewe? En dan wys die Heilige Gees nou vir jou ander dinge, waarvoor jy honger is reg so. Sê Here, daar's ruimte vir verbetering in my lewe. Maak my nuut, verander my. Change me, Lord. En hoe gebeur hierdie verandering? Deur punt nommer 4. Honger word versadig deur die woord van God. Die woord is kragtig, dit is lewendig, en is skerper as 'n tweesnydende swaard. So ek word verander deur die woord van die Here. Daarom sê die woord van die Here in Jeremia 15:16, hy sê, toe u woord gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskare. Dink net vanmôre, die naam van die Here is oor jou uitgeroep. Wanneer die vyand na jou kyk, dan sien hy die naam van die Here. Hy weet, jy is eiendom van God. Jy is die Here se kind. Hy kan nie net maak wat hy wil met jou nie. Die naam van die Here is oor jou uitgeroep. Maar die woord het ek gevind. Here, ek het die woord geëet. Dis vir my so lekker, dis vreugde. Dieper jy in die woord kom, dis hoekom ons het vir julle bekendstel, hierdie Bible app. 365 dae van hierdie jaar gaan ons deur die woord gaan. Meer in die woord, meer van 'n transformasie plaas in jou lewe. Kyk wat sê D.L. Moody, hy sê, the scripture were not given for our information, but for our transformation. Amen! Meer in die woord. Dan kom jy agter, hoe verander jou lewe. Punt nommer 5, honger word in stand gehou deur gehoorsame reaksie. Hoe meer ek gehoorsaam is, hoe meer beweeg ek in die dieptes van God en meer in sy teenwoordigheid in. Daarom sê die woord van die Here, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Galasiërs 5:16. Wat is die vrug van die vlees? Ongehoorsaamheid. Jou vlees wil ongehoorsaam wees. Jou vlees smag om ongehoorsaam te wees. Maar hierdie jaar gaan ons dadelik reageer wanneer die Here met ons praat. Hoe meer ons gehoorsaam sal wees, hoe meer gaan ons dieper in die teenwoordigheid van die Here in beweeg. Hoor jy wat ek sê? Hoe meer ons gehoorsaam gaan wees, hoe meer gaan die Here met ons praat, hoe duideliker gaan ons sy stem hoor, en hoe meer ons gaan reageer en sensitief sal wees op sy stem, hoe meer sal ons sy teenwoordigheid ervaar, dieper in die Here. Wie is vanmôre gereed en sê, Here, ek soek diepte. Ek soek diepte in die Gees, meer as ooit van tevore. Ek soek diepte. Dit beteken, raak gehoorsaam aan die Here. Daarom sê Oswald Chambers, die volgende, spiritual maturity is not reached by the passing of years. Dis nie hoe lank jy op die pad is nie, but by obedience. Amen. Meer gehoorsaam, meer diepte in jou lewe. Punt nommer 6, aanbidding veroorsaak honger. Hoe meer ek aanbid, hoe meer ek vaar ek. Ek verlaat die vlakkes, ek styg, gaan dieper. My vlees word gekruisig, ek gaan dood. Ek gaan dieper in die Here. Dieper in die Here. Ek verloor myself in die Here. Ek kom nie agter wat besig is om my te gebeur nie. Ek is so vasgevang in sy teenwoordigheid. Ek wil hom net begin in loof en prys. Nie net in die kerk nie, maar in my voertuig, by my huis, by my werksplek, wil ek net konstant die Here aanbid. Soos 'n hart smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Hallelujah. Jack Hayford sê die volgende, worship is the response of all that we are to all that God is. Is hy 'n goeie God? Is hy onveranderlik goed? Is hy die Almagtige? Is daar iemand groter as die Here? Kan ek en jy meer hom aanbid? Verseker. Kerk, kom ons kry dit. En die laaste punt is, dankbaarheid hou honger lewend. Minder dankbaar, hoe vlakker beweeg ek. Hoe meer gaan dit oor my. Maar hoe meer dankbaar, gaan dit alles oor hom. En hoe dieper beweeg ek.
in sy teenwoordigheid. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. En daarom die volgende, Samuel Chadwick sê die volgende, the greatest concern of the devil is to keep saints from prayer. Hy wil jou weghou van gebed af. Want weet jy wat is gebed? Gebed is nie wanneer jy in jou binnekamer gaan en vir 'n uur gaan bid nie. Weet jy wat is gebed? Gebed is wanneer jy in jou daaglikse lewe ervaar, Here, U is so goed vir my. En dan net spontaan sê, dankie Here. Dankie. Ek loof U. Dankie dat ek kan loop. Dankie dat ek kan sien. Dankie dat ek kan asemhaal. Dankie vir hierdie glas water. Dankie dat U my veilig by die huis gebring het. Heeltyd konstante, dankbare hart kan toon teenoor die Here. Maak dat honger sal lewend bly. Selfs wanneer jy vir die Here vra, Here, geef my parkering reg voor hierdie deur. En dan gebeur het. Dan is jy so verbaas. Hoekom is jy verbaas? Jou pa wil vir jou parkering gee reg voor die deur. Spontaan, begin net die Here te loof en te prys. Maak nie saak wie na jou kyk nie. Steek jou hand op, prys God op die spot, want hy's 'n goeie God. Amen. Kom aan kerk, meer van hierdie goed gaan plaasvind, wanneer jy in dankbaarheid teenoor die Here net spontaan sê, dankie Here, dankie Here, dankie Here, opreg, dankie Here. As jy opreg bly vir jou maat wat langs jou sit, sê vir die Here nou dankie daarvoor. Sê dankie. En as jy nie meer jou maat langs jou het nie, sê vir Here, Here, dankie vir al die jaar wat ek my maat langs my kon gehad het. Dankie daarvoor. Maar dankie dat U my maat is nou. Dankie dat U my maker is. Amen.